aman na sukulto na ibo na lang ka ng panagsunod ni Jesus Christus. Nasi ana naman ay pamora pigilan ka ng kurso. Di may namin niya pinsa namin sa naman drag crack. Mani naman panira drag crack ay berangkan niya sang ay makasol ay red ay furlos. So dahil na kanon sumora pumuwaklak ang dinampan Jesus. Hallelujah sa Lord sumataan barang square dito kong sa Fiona. Dios patroba.
Oh,
Os cabeções maradas do país. Fala isso de muita fé. E era inamas de muita fé. Aqui for morina. Thank you, Jesus. Ons Pai voor U vanmorgen. En ons aanbid U vanmorgen. Dank U, Jesus. Nou, ik wil net zeggen, allemaal is welkom in huis van de Heer. Allemaal is vanmorgen welkom in huis van de Heer. Ons kan die Heer prys, soos ons voel ons moet die Heer prys. Want die Heer moet geprys word. Dat is hier aan een manier nie. Ons moet ons gereed maak. Want die daar minder en die daar kouwer en die daar vinniger. So ons moet ons gereed maak. Ons moet gereed wees. Ons moet nie nog as die Here kom, dan moet ons nog probeer om ons gereed te kry nie. Ons moet gereed wees. So, allemaal is welkom, allemaal is vry in die huis van die Here. Dis nie my huis nie. Dis die pastoor sy huis, die huis, is die Here sy huis. So ons is vry verloren in die teenwoordigheid van die Here. Die woord van die Here sê mos, wat 2 en 3 in sy naam vergader, hy stel, so die Here is hier vanmorgen. Prys die naam van die Here. Ons gaan 'n lekker opgewekte lied sing, en dan gaan ons mekaar 'n lekker hande gee, want ons het mekaar nog ander laas gesien. Ek weet die laaste woensdag. Prys die naam van die Here. Mona, 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 mona,
gemaakt. Amen. Zodat die hemelos kan los. Halleluja. Ik zie zo mooi prijs vanmorgen. En jij is van die Heere. Als ik jij wil shouten. Prijs de naam van die Heere. Dank je broer. Dank je broer. Baie mooi gemaakt. Ik zie ik belang. Oh, die Christ. Die Christ die ook wat Jesus gemaakt heeft. Die bomen wat Jesus gemaakt heeft. Toen was hij sterven. En diezelfde boom wat hij laat groeien. Prijs de naam van die Heere. Ja. Ik denk Jimmy Swijk het zang daarin. Die boom wat hij gemaakt heeft. Als hij opgaat. Prijs de naam van die Heere. En we moeten ze ook gevestigen op Christ. Jezus hangen zijn in Christ. Ik weet dat in Christ hangen. Maar ik ben opgestaan. Ik kom nog weer op te komen al wat zijn is. Prijs de naam van die Heere. En dan ik ook net te verkiezen. In de naam van die Heere God maken. Halleluja. Amen. Was the pride down, oh pride down, and I'm ready to rest. Was the pride down, was the pride down, was the pride down, and I'm ready to rest. The pride down, was the pride down, was the pride down, and I'm
dat ons niet verloren moet gaan. Maar dat ons aan die kruis gesterven, zodat ons niet verloren moet gaan. Met de naam van de Heer. Zo, als je dat niet verbrandt, dan ga je ook naar de Heer toe, man. Dan ga je ook naar de Heer toe. En zeg je, ik wil gereed wees. Ik wil bij je wonen. Ik wil je aannemen. Die Heer is aan het niet te komen, dat weet ik niet. Ze horen is niet bezwaard, dat luister niet. Hij hoort elke single ding wat ons zegt. En hoe klinkt het soms zo simpel? Of hoe eenvoudig, simpel en eenvoudig, dat is eigenlijk hetzelfde ding. Al klinkt het hoe eenvoudig, die Heer hoort voor ons. Alles in een klein gebed, maar je kunt dus ook zeggen, die Heer hoort voor ons. In de naam van de Heer. We gaan de laatste opgewekte liederen en dan gaan we ons van de Heer danken zeggen. Halleluja. Ik kijk je weer rondom bij mij. Ik wil die energie. Ik kijk je weer rondom bij mij. Ik wil die energie. Ik ben haar, ik ben ziel. Alleen die energie. Ik ben haar, ik ben ziel. Alleen die energie. Ik kijk je weer rondom bij mij. Ik wil die energie. Ik kijk je weer rondom bij mij. Ik wil die energie. Ik ben haar, ik ben ziel. Alleen die energie. Ik ben haar, ik ben ziel. Alleen die energie. Ik kijk je weer rondom bij mij. Ik wil die energie. Ik kijk je weer rondom bij mij. Ik wil die energie. Ik ben haar, ik ben ziel. Alleen die energie. Ik ben haar, ik ben ziel. Alleen die energie. Ik kijk je weer rondom bij mij. Ik wil die energie. Ik kijk je weer rondom bij mij. Ik wil die energie. Ik ben haar, ik ben ziel. Alleen die energie. Ik ben haar, ik ben ziel. Alleen die energie. Alleen kijk je weer rondom bij mij. Ik wil die energie. Ik kijk je weer rondom bij mij. Ik wil die energie. Ik ben haar, ik ben ziel. Alleen die energie. Ik ben haar, ik ben ziel. Alleen die energie. Alleen kijk je weer rondom bij mij. Ik wil die energie. Ik denk ons maakt het zelf schuldig, nee? Hoor wat zei die? Hoor wat zei die? Ik heb weer rondom mij. Ik wil hier het is allemaal zijn monden uitgekomen. Zo, ons allemaal is schuldig hier. Ons wil hier doen. En ons gaan die Heer doen. Het is voor die Heer doen. Wat is de naam van die Heer? Zo, als jij nog zondag vandaag, als je aan je zaken die verloren gaan, waar je nog confess met je mond, je wil die Heer doen. Je kan maar zo dierbaar is. Halleluja. Ik is baie dankbaar vir die Here. Die Here het vir my wonders gedoen. Ek dink, ons gesels nou die dag, ek sê, dink jy laat Susan, en dokter het kom, Susan het kom bly daar by my. En ek seker omdat ek net een seun het, bring die Here net vir my seuns. Dus het Susan, en toe trek Susan, toe kom Shane, en toe verdwijn Shane ook net. En nou zijn jullie bij alle zien, hij is nog een wagentje Shane. Maar hij stopt. Maar hij heeft vandaag confess, hij wil die Heer doen. Zo ik overhoed ook maar niet. En nou zijn jullie daar. Hier is baie goed voor mij. En ik van die dag gaan ik nog een zien bij je krijgen. Zo, hier het verleden kom ik met mijn 3 meisjes. Ik heb baie kinders als de Porsche. 3 meisjes en 1 zien en die andere klomp ziens. Om mij bij je gegeven. Zo ik is baie dankbaar voor die Heer. Die Heer is baie goed voor mijn dierbares. Hij, als ik voor me iets vraag, hij luistert altijd. Daarom zeg ik heb nog niet dat voor anders als dat gezegd, maar voor mij kom je al daar met huis. Ik zeg, die Heer is eigenlijk baie lief voor ons. Hij wil niet eens ons verloren.
seker van iets mee. Ai, my juffrou! Prys die naam van die Here. Amen. Ano die name roep? Pastor Bosher, roep op die name vandag. Goeiemôre dierbares. Goeiemôre moeder. Ek is dankbaar om hier te kan wees. Mag die Here u seën vanmôre. Amen. Ek sal maar opgesaam. Want ek is te dankbare hart teenoor die Here. Weet, die Here het my nog geseën met nog 'n klein meisiekie, 'n dogtertjie. Amen. Glory. Dank nou, ek het 7 klein kinders het. En dank die Here daarvoor. Weet, ek kan net sê dankie vir die Here. Want so 2 weke gelede was ons hier by die kerk, was ek in die diens gewees. En Fiona, Selma het ingegaan in die hospitaal toe. En sy kon nie geboorte gee nie. En hulle sê sy moet gaan vir 'n C-section. En die Sondag en sy het nie begeerte gehad om 'n C-section te hê. Maar toe sy sê vir my, sy het vir die naaste wat ek nog geweet maak vir die C-section. Sy vraag sê, kom ek net 2 calls maak. En sy maak vir my die 1 call. Ek weet nie of sy die ander call gemaakt nie. Maar sy sê sy gaan in die theater maak en so aan. En ek het nog by die huis gekom en sy sê vir my terwyl ons ingaan, sy sê sy gaan nou in die theater ingaan. Ek sê ok, en ek sê vir pastoor, voordat ek enige iets nou kan doen, kom het ons 'n ketting gebed maak en bid vir die Here, want ons wil nie eens in die C-section deurgaan nie. En pastoor bid daar en ons stem saam en ons bid. En toe ons klaar gebid het en ons sê, ok, en gaan nou maar aan met ons routine van die dag. En ek is nog bekommerd van sy haar phone is af, sy het haar phone afgesit en alles daai en sy is seker besig met haar. En sy bel my 11 klok in die aand en bel sy sê vir my, sy het nog klaar geboorte gegee en sy het nou nie gegaan vir die C-section. Amen. En die Here was so goed gewees, terwyl ons gebid het die Here 'n dokter uitgestuur, 'n ouerige dokter, en die dokter het daar kom kyk hoe ver is die kind, en die nurse wat daar gewees het gesê sy's 8 centimeter, ek weet nou die vrouens gaan daarvan weet, 8 centimeter, en toe die dokter kyk, die ouerige dokter, toe sê hy, nee, is jy ready om te push, en van, dis net 3 centimeter, en sy sê, ja, sy is gereed, en sy druk. En, so kan ek net vir die Here dankie sê. Daai dokter, die Here het hom daar ingestuur, 'n ouerige dokter, om haar laatgeboorte te gee. Sy sê, sy weet dokters om haar gaan, maar alles is fyn, sy was, die kind is gezond, sy is ook gezond, sy sterk nog aan, maar die Here, kyk, soos Sister Maria gesê het, altyd eenvoudige gebed, die Here antwoord gebed, die Here hoor jou gebed, die Here het daar die dokter ingestuur, daar die oomblik, want sy sê, daar was 'n tyd gewees, wat hulle haar alleen gelaat het, en sy het so pynne gehad, maar daar die dokter, die Here het die regte tyd daar die dokter ingestuur. So ek wil net die aanmoedig vanmôre, vertrou op die Here, en plaas jou hele vertroue op die Here, dat die Here sal vir jou deurkom, al is dit nie nou nie, maar die Here sal vir jou deurkom, en die Here sal die begeertes van jou hart gee. In elk geval die Here weet wat het ons nodig.
die Here weet wat is die beste vir ons. So ons moet net alles oorlaat aan die Here aan en ons vertroue op hom sit want hy ken die beste vir ons. So ek wil u aanmoedig vanmôre, vertrou op die Here en plaas alles van jou op die Here. Al lyk dit eenvoudig, al het dit soms dom in jou oë in, maar doen dit wat die Here wil hê jy moet doen en die Here seën u vanmôre. Amen. Ja, beter kracht hierbaar is. Ja, dat was in die hospitaal, pastoor hulle by die huis gebid. Here hoor ons, soos ek ons nog gesê het, beter kracht, alles in die kaper en ons bid is so. Here hoor. Halleluja, prys die naam van die Here. Ek dink hulle skiet vanmôre op soos popcorn provaja. Goeiemôre dierbaar is almal ons groet in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. So vanmôre staan ek hier reg met 'n dankbare hart aan die Here goed is. Ek dank die Here vir sy favour oor aan mens. Nou en dan gebeur daar dinge wat mense nie deserve nie, omdat God goed is. Hy is goed. Ek dink nou die dag wat vir Jesus sê, die man sê vir Jesus, you are good, and I say, why do you call me good? Oh, my Father is good. He alone is good. En ons dank die Here vandag tot Jesus Christus homself. Hy is goed. Sy goeie tierenheid is tot in ewigheid. So vanmôre staan ek hier en ek, as die ene, hoe kan ek sê, my testimony is my dogter se naam, maar ek kan net vir die Here reg sê, baie dankie vir die favour wat die Here het oor haar, sinds sy op skool was, pastoor. Maar as ek dink die kind het uit die skool het matrikula en sommer in 'n skroppie wat sy aangeheer het en uit die skroppie was sy sommer in 'n werking. En is net die Here, en ek dank die Here, sinds sy begin het te werk, daar was nie 'n maand wat verbygegaan het wat sy my, hoe kan ek sê, sy's nie gefors om te doen en te gee wat sy vir my gee nie, pastoor. Maar sy werk nou al 9 jaar as ek my mooi dink. Sy het my dan elke maand, pastoor, het sy vir my die stukkie gegee en sy het my complain nie. Sy het nooit gekom en gesê, ek kan nie die maand vir maand niks sê, en ek dank die Here vir dit. En weer eens het sy geapply vir 'n post by haar werk en prys die Here, Vrydag het sy die post gekry, soos haar testimony, soos ek sê nie myne. So vandag kan ek net sê, regtig dankie vir die Here se favour, baie dankie vir die Here se favour, en dan is daar ook 'n bemoediging. Ek besef dat elke dag is regtig nie dieselfde soos Maria. Nou dan staan ons op en is ons vuur warm vir die Here, en dan ander dag gaan voel die vuur van die Here af, even though the Lord will never leave us, nor will he ever forsake us. Maar ek dink dit gaan nie oor 'n gevoel hoe 'n mens voel nie, because iemand het eendag gesê, praising even though you can't feel him. Die Here is nog dieselfde gister, vandag en vir ewig. So mense is regtig dankbaar vir wie die Here is. En het vat niks om kind te wees met ander mense, alles het so nou en dan so hard. Mense maak naar, mense maak met 'n mens gevoelens so wat hy nie wil voel nie. En al wat 'n mens weet, 'n mens word gekyk. Soms sê heaven is watching, heaven is listening. So daar waar ons in onze stilte is, dat ons iets kan goed doen aan 'n mens, daar wat niemand sien nie, dat ons het maar doen, mense. In die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Dankie. Dierbaar is wees gegroet in Jesus naam. Amen. Ek wil net aangaan na wat Bolino begin het deur te sê dat soveel dinge dat ons allerlei dinge begin voel, right? So ek wil net byvoeg en sê dat ons nie moet moeg raak nie, met dit wat aan ons gebied word, met dit wat die Here aan ons bied, en die geleenthede wat daar is, wat die Here aan ons bied. Laat ons nie moeg raak en dat ons nie ophou nie. Laat ons die stryd, dat ons aanhou om die stryd te stry om by die voete van die Here te bly. Die groot ding is dat ons moet besef dat ons kan nie staat maak op die arm van vlees nie. Let us not rely on the arm of flesh. Let us rely on God. Want die woord sê ons, God is spirit, and those that worship him must worship him in truth and in spirit. Laat ons nie moeg raak nie. Laat ons nie afgemat raak nie. Laat ons aanhou om die Here te dien. Want die Here beloftes gemaak. Die Here bly nog dieselfde, hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Bly hy dieselfde Here. Amen. So laat ons nie moeg raak nie, laat ons nie verdwaald raak nie.
laat ons sterk bly. Ons het 'n geleentheid hier, wanneer ons hier inkom, wanneer ons saam dien, het ons 'n geleentheid om op 'n geestelike manier die Here te benader. 'n Geestelike manier. Ek dink verby is die dae waar ons hierdie ding voorgesit het, verstaan ons, die vlees, ons sit altyd die vlees voor met alles wat ons doen. We put flesh forward, ons sit die vlees voor met alles wat ons moet doen. Die Here maak aanspraak op jou en al wat ek aan dink is my vlees. Die Here doen aanspraak op jou, al wat ek voorsit is vlees. Die Here stel nie weer belang in die vlees. In feite, die Here het nog nooit regtig belang gestel in vlees nie. Waarin hy belang stel is dit wat hy in ons geplaas het. Dit wat die Here in ons geplaas het. Die Here stel belang in die. Whatever you might look like, whatever you might go through, God is interested in the thing that is placed inside of you. En die is die ding wat ons gaan bou. Die is die ding wat ons gaan bou. Dit mag dan lyk dat wat die mense moet bly wees vir die feit dat jy is, dat ons jou sien en alles nie, maar die Here stel nie belang in die nie. Die Here stel, because die ding wat jou trek is die Gees. Die Here trek jou deur sy Gees. God enters you and he draws you through the Spirit that is placed inside of you. Met hom wat in jou kom. As ons tot bekering kom, dan kom die Gees van die Here en hy kom in ons binneste rein. Amen. Die waarde, my sister, God comes and he comes inside of us. And that is the thing that God is using to draw us to come here. So die ding waarin die Here belangstel is dit wat in ons is, nie dit wat jy sien met die oog nie. Dit wat ons sien met die oog beteken niks nie. Amen. The flesh is weak, but the Spirit is always willing to do. So ons moet nie staat maak op ons vlees nie, ons moet staat maak op dit wat die Here ons gegee het om te kan bly staan in sy teenwoordigheid. Ons moet daar altyd onthou, dit wat ons doen hier, so ons in die teenwoordigheid van die Here. Ons is in die teenwoordigheid, so ons moet ons beste voorsit. So ek moet nie my vlees voorsit nie, ek moet dit wat die Here my geplaas het, dit is wat ek moet voorsit. Dit is die ding wat vir my bou, dit is die ding wat ander gaan bou. Amen. Ek wil net so 'n stukkie deel omtrent die skrif wat ons altyd so lees, wat sê dat do not neglect the gathering of the saints. En altyd was het ons nog altyd so gepraat en mense gesê, kom kerk toe, want die Here stel daarin belang dat jy in die gathering van die saints moet kom. Do not neglect, moet dit nie afskeep nie, vir die feit dat ons by mekaar moet kom in die naam van die Here. Nou vind ek toe uit dat al is ek in die kerk, kyk die woord sê ons, do not neglect, nou dink ons as ons gekom het, nou het ons die meeste gedoen, nou het ons alles gedoen wat ons kan doen, because I am in the gathering. Maar eintlik is daar nog 'n saak gekoppel aan die ding, dat al is jy teenwoordig in die huis van die Here, en jy sit nie die beste voor nie, en die beste, soos ek gesê het, die beste wat jy het, is dit wat die Here in jou geplaas het. As jy daar sit, jy is in die kerk en jy sit daar, en jy doen niks, dan beteken jy eintlik niks vir die gathering. So jy is in die gathering, maar toch skeep jy nog steeds die gathering af. Because die Here bring ons by mekaar sodat ons waarde kan toevoeg. Nou kom ek en nou sit ek en ek doen niks. Ek beteken niks vir niemand nie. I am neglecting the gathering. Ek neglect. Daar's kinders wat in ouers se huise is, daar's die moeder is daar en dinge gaan bietjie hektiek en dan kom die social workers en dan kom hulle en dan kom vat hulle die kind uit die huis, want hulle sê die vrou neglect die kind. So die kind word uit die omstandighede uitgehaal van neglect. Verstaan?
se groot ding die. So moenie hier sit en niks beteken vir ons nie. Moenie hier sit en niks beteken vir jou nie. Doen wat net together. Sit jou beste voet voor. Doen wat die Here so gehad het jy moet doen. Hy is die verwagting. Because elke keer kom die Here en die Here voed ons en die Here voed ons en die Here voed ons en al wat ons doen, ons raak net geestelik, raak ons net vet. En op die einde beteken ons eintlik niks vir niemand nie. Jy beteken eintlik niks vir jouself nie. Hy is net om 'n bietjie vlees by te sit by die been met dit wat pastoor Woensdag vir ons gebring het. Ons gaan gered, jy word gered deur die bloed van die lam and the word of your testimony. Why is it important to speak in the presence of the Lord? Because faith cometh by hearing. So laat ons presence in die kerk nie 'n probleem vir ons skep deur useless te wees, as ek so kan sê. As ek bietjie te sterk is, vergewe my tog. Laat ons nie useless is nie. Laat ons ons bydrae bring. Because in elk geval, dit wat die Here in jou geplaas het, behoort nie aan jou nie. Is om ander op te bou. Is om die huis, om die body, die liggaam van Christus, om hom op te bou. Om dit op te bou, die liggaam van Christus. It's about the body. Soos ek altyd sê as ek hier staan, it's not about you. It's not about you. God wants to make you, God wants to use you to add value to His body. So do not neglect the gathering. Moenie daar sit met 'n mond vol tande, moenie net daar sit en niks beteken verander. Because if we do not have the understanding that we are supposed to build this thing, we cannot expect anybody to come from outside to come and build this thing. As jy by die liggaam wat jy het, jy is die verantwoordelikheid om te kyk na die liggaam wat die Here aan jou gegee het. Jy het hy verantwoordelikheid. So pas jouself op. En aan die ander kant, pas die liggaam van Christus ook op dieselfde manier. You are part of the body. Jy is die vinger, blink toch terwyl jy daar is. Laat die vinger toch blink. Laat die vinger toch blink. Because as jy nie werk het vir die vinger, môre sien ons jou, dan sit jy daar en dan is jy bezig om jou meeste krap aan hy vinger. As die vinger. Verstaan? Laat ons iets dat ons waarde toevoeg by die gathering. Dat ons waarde toevoeg by die gathering. Is belangrik, mense. Soos ek verlede, soos ons gesê het, verlede week, is God wants die woord, die Here plaas die woord, die Here plaas 'n boodskap in elkeen van ons. En is onze verantwoordelikheid en te kom praat en te kom sê wat het is wat die Here sê. Sodat ek kan uitvind wat is my waarde ten opsigte van die gathering. Want dat is waarde wat jy het. My broer, my suster, jy sê sommer net so nie. Dat is waarde aan jou. Dat is waarde aan jou. Help us to build this. Whatever God has given us, help us to build it. Is vir vandag, is vir môre, is vir wherever you, waar jy ook al self mag vind, weet ook, dat is waarde aan jou, en dat jy waarde kan toevoeg. Maak nie saak waar jy jouself kry nie, because as daar 2 of 3 mense is, kan jy ook nog waarde byvoeg, and we know that when 2 or 3 are gathered in His name, He is present there. So wees 'n volwaardige citizen of the kingdom. Daar is my bemoediging wat dierbaar is. Ons is toch so lieflike klomp mense en daar is so baie wat ons vir mekaar kan doen. Laat ons toch nie dit afskeep nie. Laat ons sterk bly mekaar opbou. Laat ons mekaar opbou en lief wees vir mekaar. Let us love one another. Let us get to know who you are so that we can love the right person. Die ene wat hier van binne, ons van hy persoon wil ons leer ken. Sodat ons lief kan wees vir jou in jou volwaardigheid. In jou volwaardigheid moet ons lief wees vir mekaar. Mekaar opbou, mekaar kan dra.
en by mekaar kan staan. Amen, die broers. Amen. Ja, ik denk als kan je nog of dan raken om je dat te doen. Als kan je niet komen zitten net als het een mooie, ons weet ons als mooi. Dat je ons wil zeggen helemaal niet. En die mooiheid moet straal van binnen af buiten toe. Dat is wat mensen mooi is. Als kan je net en dat doen. Bij andere kerken is het niet. Als wij gevraagd, dat je iets te zeggen. Amen. Amen. We beginnen met de naam van Jezus Christus. De grote bestuur van iedereen is goed. Halleluja. In de naam van onze Jezus Christus. Onze muzikant is goed. Nou, ek Sister Maria, lees haar psalm. Nou, as ons kyk in die psalm se boeke, David sê die Here is my lig en hy is my heil. Maar David vra hy sê vir wie sou ek vrees? Prys die naam van die Here. Nou Jonah prys die naam van die Here. Ek lees nou vir Jonah. Jonah 1 versie 4. Hy sê maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp en toe daar 'n groot storm op die see opgestaan en die skip gevaar geloop op die skipbreek te lê. Nou hier is 'n storm. Nou ek kyk bestuur, ek lees dan Matteus. Was daar 'n storm gewees? En elke keer lyk dit vir my, wanneer daar 'n storm is, as daar iemand wat aan die slaap is. En die Bybel sê, terwyl die storm op die see is, as die skip besig om rond te val, maar daar is iemand aan die skip wat aan die slaap is. Die skipkaptein kom by Jonah. Hy vra vir Jonah, Jonah luister hier, maar hoekom slaap jy? Sien jy dan nie, dat ons is besig om te vergaan nie. Hulle sê vir pastoor, bid tog tot jou God. Want as jy lees, dan sal jy hoor, hulle het ook gebid. Maar hulle moes kom tot by Jonah. Sister Pauline, baie keer as jou gees aan die slaap, dan moet jy wakker gemaak word. Om te sê jou huis is besig om te vergaan. Die disciples kom tot by Jesus. Hulle vra hom, gee jy dan nie om? Yes, Lord. Gee jy dan nie om? Dat ons vergaan. Nou sien Sister Pauline, baie keer is ons 'n gemeenskap en nou ons aan die toestand beland. Van geestelik het ons aan die slaap gevolg. Geestelik moet ons wakker word. En dan sê ons, dan bid ek in U, tot die God wat Hanna se gebed. Dis ook om Hanna sê, dat het met my gegaan, soos het gegaan het. Maar Sister Maria, hoe sê jy my sê, maar sy sê, maar die Here het my gebed verhoor. Kom dierbares, laat ons opstaan. Yes, halleluja. Ek staan terug met die apparaat. Halleluja. Halleluja. Dankie, Sister Portia. Elkeen wat kom bemoedig het.
Mag die Here jou ryklik seën. Prys die naam van die Here, Suster Peggy, Suster Berlin, Vajan. Ons dank die Here. Wat ek ook gesê het, by ander kerke is daar geen bemoedigings of dankbare harte nie. Niemand staan op en sê iets nie. So ons het nog 'n geleentheid om iets te sê van die Here, om op te staan. Ek dink dat die ander suster van hierdie Here, die ook nie eens van waar is sy nie, wat ons daar gelukstel was. Sy sê by ons keer is daar nie dankbare harte nie. Daar word jy geroep vir dankbare harte of bemoedigings. So ons het die geleentheid nog by ons om dit te doen. Om ons harte, om uit ons harte vir die Here dankie te sê. Prys die naam van die Here. En ons kan regtig nie die sin. Die song wat die man die jare gesing het. Your body is here with me, but your mind is on the other side of the world. Die heb je sit hier met jou body is hier, maar your mind is aan de plek. Daarom sê ek as jy aan die huis van die Here kom, verloor jouself man, of verloor jouself, dat jy nader aan die Here is, dat jy die gees van die Here voel. Ek dink soos Suster Bosha sê, ja, die disciples was so bang, die Here ben slaap vir hom. Hy sê niks verwaar nie, hy weet ons, hy kan alles doen. Niks is onmoontlik by hom nie. Prys die naam van die Here. Ons moet vir die Here bid, dat die gees in ons wakker word. Ons gees kan nie so slaap binne ons nie. As net die vlees wat die gees is nie. Nou mag die Here seën. Ons sal opstaan, dan sal ons die offers en die tiendes na die huis van die Here toe bring. Ek dink, die offers en die tiendes is baie belangrik. Daar hardloop die generator nou op petrol. Of die petrol koop. Ek weet, dis ek in die team wat so hamer op die geld, maar ons moet hamer. Onze pastoor hamer op geld, hy gebruik soms sy pension die. En dan koop ek, ons kan nie toelaat dat sy pension die gebruik. Vir ons allemaal sy oordeel nie. Dat ons gee wat moet gegee word, dis die naam van die Here. Amen.
kry vir die woord wat sal uitgaan. Ek dank, ek wil nog gesê het wat ek wil daarby gevoeg het by die Evangel's stuk. Ek dink, wat sê hy song? Jesus is die ware wynstok en ons is die lote. Ek dink daar by my male in die Noordkap en die ma goed banger gehad, dat is nog een banger. En daar hy moet as ek een trosse banger. So ons moet hy dat trosse, ons moet ons by sy vrachte dra ons. So prys die naam van die Here. Halleluja. Jesus.